Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde in ons lewens. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Ons wil ons harte nou oopmaak om te hoor wat u vir ons sê deur die woord. Ons vra dat u vir ons inspraak sal gee in ons geesmens, sodat ons openbaring sal kry van wat u hierso vir ons sê. Dat dit 'n impak in ons lewens kan maak. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie lekker deel met die woord uit vanoggend. My titel vanmôre is die vermoë om te ontvang. Die vermoë om te ontvang, en dis iets wat ons lank by kan stil staan. As jy dit ontwikkel het, dan ontvang jy. Jy vind jy hou daarvan om te ontvang van die Here af. Mense sukkel baie keer om te ontvang, want hulle het nog nie die vermoë ontwikkel om te ontvang nie. En ek wil lees met begin met ons bekende skrifgie in Romeine 5:17. Eers in die Afrikaans en dan in die Amplified gaan ek hom lees. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van guns en die geskenk van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Die Amplified sê hom as volg, for if because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself, reign as kings in life, through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. So ons sien hier so dat die sentrale woordjie in hierdie versie is die woordjie ontvang. Jy moet in staat wees om te ontvang. En hy gee twee dinge wat hy noem. Die een is oorvloed van guns en die tweede is die geskenk van geregtigheid. So ons moet eers, wanneer ons wedergebore word, wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, dan ontvang ons 'n geskenk. En dit is die geskenk van geregtigheid. Maar jy moet ontvang. En onthou dat dis een ding om iets te aanvaar en 'n tweede ding om iets te ontvang. Wanneer ek 'n woord kry en ek aanvaar die woord, is nie te sê ek het die woord ontvang nie. Aanvaar gebeur in jou denke, ontvang gebeur in jou gees. En dit is openbaringskennis, wanneer dit op jou gees is. Wanneer jy sukkel om te ontvang, is dit omdat jy vanuit jou denke probeer glo, en nie vanuit jou gees openbaring nie. Jy probeer dit uit jou denke glo. Kom ons kyk 'n bietjie na die eerste gebed in Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 1, vanaf vers 15, die eerste gebed wat Paulus bid vir die Efesiërs. Vers 15, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Kyk hy daarna, hy is dankbaar vir hulle. En ek dink dis 'n belangrike ding, dat ons dankbaar moet wees vir mekaar. Ons moet dankbaar wees dat ons gelowiges rondom ons het. Ons moet dankbaar wees vir die kinders van die Here wat in ons lewe is. Die Here sit ons by mekaar. En die woord sê dat hy sit ons in die liggaam in 'n posisie wat hom behaag. So as die Here jou hier plaas, dan behaag dit die Here in jou hier te hê. Dan moet jy sê dankie. En jy moet om jou rond kyk vir al die ander kinders die Here en sê dankie vir elkeen van hulle, want dit het die Here behaag om ons by mekaar te sit. Dis dankbaarheid, vir mekaar. Die Engels sê daar, making mention of you in my prayers. So, dis nie 'n gestoei nie. Jy weet, partykeer vir ons stoei in ons gebede. Asof ons die werk moet doen. Jy worstel in gebed. Mag ek sê dat as jy worstel in gebed, dan mis jy die punt. As jy worstel in gebed, dan probeer jy die werk doen wat die Here moet doen. Amen. Hierdie was nie, Paulus sê net, ek noem julle in my gebede. Dis genoeg. Dis nie nodig om te worstel vir hulle nie. Ons is so lief om in werke in te gaan, want nou wil ons worstel. Jy moet vanuit geloof, vanuit 'n geesopenbaring, verklaring maak. En dis al wat nodig is. Dis nie nodig om te worstel nie. Die Here doen die werk. Dan sê hy vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid
en openbaring in kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet. So wat bid hy daar? Hy bid, Here, ek bid dat die liggie tussen hulle ore kan aangaan. Dat hulle iets kan sien wat hulle nie kon gesien het nie. Hy bid vir openbaring. Amen. So dis nodig vir ons om openbaring te hê van die woord. Dit help nie ons het net die woord op 'n intellektuele grondslag nie. Ons moet gees openbaring kry. En hy bid spesifiek 3 dinge wat hy wil hê hulle moet openbaring in kry. Wat die hoop van sy roeping is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is. So dis 3 dinge. So ons kan daai 3 dinge opdeel in die volgende hoofies. Wie ek is, wat aan my behoort, en waartoe ek in staat is. Wie ek is, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping is. Dis wie hy is. Hy het jou geroep, om men nie sê altyd 'n geroepe heilige. Amen. Hy het jou geroep, om 'n deel te wees van sy liggaam. Hy het 'n plek vir jou in die liggaam. Jou gelukkigste plek en jou geseënde plek in die wêreld, is as jy daai plekjie inneem wat die Here vir jou geroep het om te wees. Amen. Moenie jou eie idee kry nie, kry by God sy idee van waar hy jou wil hê, en doen dit. Wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, dis wat aan jou behoort. Die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel, dis 'n erfporsie. Jesus het gesterf, hy is die enigste wat dood gegaan het, en uit die dode opgestaan het om te kyk dat sy testament reg gedoen word. Amen. Hoe sê daarvan nou as jou oupa oorlede is, en dis nou tyd om die testament te lees daar by die prokureur, en hier kom jou oupa ingestap. Hy gaan net seker maak dat hierdie testament reg hanteer word. Nou dis wat Jesus gedoen het. Hy het opgestaan uit die dode. Dis 'n erfporsie. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Die oorspronklike sê wat na ons kant toe kom wat glo. Dit vloei. Dis krag wat vloei na die kant toe van die een wat glo. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. Daai krag is beskikbaar vir jou en vir my. So dis 'n openbaring. Nou dis een ding om te sê, yes, ek glo dit, ek hoor dit, ek verstaan dit. Maar die vraag is, het jou gees dit al gevat? Want as jou gees dit vat, dan wandel jy daarin. Dis meer as om net te glo en te hoor en saam te stem. Dis goed, maar ons moet dit mediteer, dat ons gees dit kan vat. Dan wandel ek daarin. Jy weet wat Josua 1 vers 8 sê. Josua 1 vers 8, hy sê, jy sal hierdie boek, hierdie woord, nie uit jou mond laat wyk nie, maar jy sal daarin mediteer dag en nag, dat jy kan doen. So wanneer ek die woord in my mond insit, in my oë insit, in my ore insit, dan is ek besig om my woord te mediteer. En ek onthou oor genesing. Ek het daar in Kanada gewerk, en er was baie siek mense rondom my, en ek werk, en ek sien 60, 70, 80 pasiënte 'n dag, en almal van hulle is siek, griep, en loopneuse, en loopore, en al daai goeters. En naderhand dan kry ek ook simptome op my. En ek het net besluit, maar ek gaan hierdie woord mediteer. En ons het eendag daar by ons pastoor gekom, en hy het ons gevra om ons gaan sy sitkamer vir hom uitverf. En ek het gedink, maar dis nou 'n uitstekende geleentheid om bietjie die woord te mediteer. En ek het so 'n klein Nuwe Testamentjie gehad, wat ek in my sak gesit het, dan het ek hom oopgemaak by 1 Petrus 2 vers 24. Dit was 'n Engelse King James. En hy sê daar so, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes I am healed. Dan vat ek, dan verf ek, dan lees ek hom, verf ek, dan lees ek hom, ek mediteer hom. En dit was nie lank nie, dat ek daai gemediteer het, en daar kom maar weer simptome op my, en ek besluit, maar ek gaan net weer so toe teruggaan, en ek gaan sit daar so in my kubikeltjie, en ek maak hom oop, en ek lees hom, en ek mediteer hom vir so 'n paar minute, en ek spreek hom, en toe ek daar opstaan, toe lig daai simptome net daar, van my af. Jy sien, toe het my gees dit gevat. My kop het dit lankal gevat, ek lankal saamgestem daarmee, maar ek wil dit sien. Ek wil die krag daarvan sien. Maar oomblik toe my gees dit vat, toe lig die simptome. So jy kan, die oomblik as jou gees die woord vat, dan gaan jy die krag van die woord sien. Want onthou, dis die geheim. God se krag is in sy woord. Daai woord wat gespreek is, wat gesê het, lig wees en lig was, is vol krag.
So as ek God se krag wil ervaar in my lewe, dan moet ek God se woord in my hart inkry. So hierdie gebed wat ons nou hier gebid het, bid jy vir ander mense. En jy kan dit vir jouself ook bid, maar jy kan 'n stap verder gaan en dit vat. Want jy hoef nie te bid dat dit God se wil moet wees nie, dis reeds sy wil. Die openbaring is, dit is die wil van God, dat ek verligte oë van my verstand sal hê. Dit is die wil van God dat ek sal weet wat is die hoop van my roeping. Dat ek sal weet wat is die rykdom van my erfdeel. En dat ek sal weet hoe groot die krag is wat beskikbaar vir my. So ek sal sê, Vader, ek vat openbaring. Ek vat openbaring aangaande die hoop van my roeping. Ek vat openbaring aangaande die rykdom van my erfdeel. Ek vat openbaring aangaande die krag wat vir my beskikbaar is. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. Ek vat dit. Ek vat dit. Amen. Deur geloof vat ek, dat ek openbaring kan hê, dat my gees openbaring kan kry. Matteus 16, kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 16, vers 13 tot 19. Matteus 16, bekende deeltjie in die woord, vers 13, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Maar hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hy sê, dis openbaring, né? En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En hy praat van die rots van openbaringskennis. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So nommer 1, jy het openbaring nodig. Net soos wat Petrus 'n openbaring gekry het wie Jesus is, het jy 'n openbaring nodig. Jy het nodig dat daar in jou gees ingespreek word. Amen. Vers 19, en ek sal die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit geld vir die hele kerk, die liggaam. Amen. So as jy na 'n fancy restaurant toe ry, en jy stop voor die restaurant, dis een van daai valet parkings. Okay? En dan kom iemand wat jou kar vir jou gaan parkeer. Nou gee jy jou sleutels van jou kar vir die persoon. En die persoon klim in jou kar en ry weg met die kar. Jy hoop hy sien die kar weer, né? Nou, wat gebeur daar? Is dit nog jou kar? Maar wie die sleutels? Nie jy nie. Kan jy die kar ry? Nee, die ander ou met die kar ry. Hy die sleutels. So hier sê Jesus dat hy gee die sleutels van gesag aan ons. Aan ons. So nou as jy dit nou nie glo nie, dan kerm jy die hele tyd by die Here. Hoekom doen die Here nie iets nie? Hoekom ry die Here nie bietjie met die kar nie? Meantime het die Here die kar se sleutels vir jou gegee. Hy het vir jou die gesag gegee om te bind en te ontbind, om te doen en te ontdoen, om die duiwel op sy plek te sit op die aarde. Die sleutels is in jou hande, as 'n gelowige. Maar dit moet in jou gees 'n openbaring word, dat ek het sleutels. En as die dinge teen my kom, en die vyand kom teen my, en omstandighede kom teen my, dan kan ek hierdie sleutels gebruik, om te bind en te ontbind. Amen. So as jy sukkel, as jy struggle, is dit omdat jy vanuit jou denke probeer glo. Jy kan nie vanuit jou denke glo nie. Jy het die waarheid aanvaar met jou denke, maar jou gees het nog nie die openbaring daarvan nie. Dis jou probleem. Jou gees moet die openbaring daarvan kry. Jy kan dit net leef wanneer jy dit sien. Jy moet dit in die binnekant sien. Jy kan dit net leef wanneer jy dit sien. Jy moet dit in die binnekant sien. Jy moet dit kan sien. Dit moet 'n openbaring wees. Deur sy wonde is ek genees. Wanneer my gees dit aanvaar, dat deur sy wonde ek genees is, dan sien ek dit. Dan leef ek dit. Amen. Wanneer my gees aanvaar, dat ek die geseënde is, die geseënde van die Here, dat die seun van Abraham aan my behoort in Christus Jesus, dan sien ek die seun van Abraham in my lewe. Kom ons kyk na Romeine 10. Romeine hoofstuk 10, vanaf vers 1. Broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.
Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp. So hulle het probeer om 'n geregtigheid te bereik deur hulle eie effort, deur die wet te probeer hou. En omdat hulle dit gedoen het, kon hulle nooit die geregtigheid wat hulle wou hê bereik nie. Want 'n mens kan nie goed genoeg die wet hou nie. En jou eie effort gaan nooit goed genoeg wees nie. God se geregtigheid is 'n geskenk. Want dat ons nou nog gelees het in Romeine 5:17, die geskenk van geregtigheid. Ons ontvang die geskenk van geregtigheid. Want vers 4, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Dis 'n geskenk. Terwyl 2 Korintiërs 5:21, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Ons word geregtig op daai oomblik, wat ons Jesus aanneem. Ons word sy geregtigheid. So nou ontvang ons die geskenk van geregtigheid, maar dit moet 'n openbaring word in my gees. Dis hoekom ek moes daai gaan mediteer. Ek moes mediteer daai versie. Om net vir my gesê ek moet hom mediteer. Ek het hom gemediteer. En soos ek hom gemediteer het, daar 'n oomblik gekom wat hy geval het van my kop af in my gees. En toe hy my gees tref, toe weet ek, hey, ek is die geregtigheid van God in Jesus. Ek is God het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir my gemaak. Dat ek kan word in een oomblik die geregtigheid van God in Jesus. Ek is nou God se geregtigheid. Ek is vry. As jy nou my beskuldig, beskuldig jy God. Want ek is sy geregtigheid. Amen. As jy teen my kom, kom jy teen hom. Want ek en hy is in mekaar in een. Dis amazing. Dis 'n openbaring. Jy moet dit in jou gees kry. En as iemand jou dan probeer uit dit uitpraat, dan kan hy nie. Dis nie meer 'n intellektuele vraag nie. Dit het nou 'n geesopenbaring geword. Vers 5 van Romeine 10. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Dis dinge wat gedoen moet word. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, gaan nie oor dinge doen nie. Dit gaan oor dinge sê. Dit sê dit. Moenie in jou hart sê nie. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring. Nou onthou, Christus is die gesalfde een. Dis die Griekse woord wat beteken die gesalfde een. Dit verwys na Jesaja 10, waar hy sê lasverwyderende, jeukvernietigende krag. Wanneer iemand lasverwyderende, jeukvernietigende krag nodig het in hulle lewe. Elkeen van ons gaan op 'n stadium van jou lewe gaan jy lasverwyderende, jeukvernietigende krag nodig hê. Dan gaan ons sien wat jy glo. Want as jy dit van bo af probeer pleit, dan is jy net soos hierdie Jode. Amen. En as jy dit uit die dood uit terugwens, dan is jy net soos die ander Jode. Wat moet jy doen? Hy sê, hier's die geheim, vers 8. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Die woord moet waar wees? In jou hart. As die woord nie in jou hart is nie, gaan die woord nie met krag uitkom nie. Maar die enigste manier om die woord in jou hart te kry, is deur jou mond. Ek spreek die woord met my mond in my hart in. So ek sit die woord in my mond en ek mediteer dit en ek spreek dit, en hoe meer ek dit mediteer en meer ek dit spreek, hoe meer gee ek die woord toegang tot my hart. En nou kom die woord in my hart in. Dis die woord van geloof wat ek Paulus preek. As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So om met die hart te glo tot geregtigheid, dan is jy wedergebore. Dis al wat nodig is. Maar as jy wil gered word van omstandighede en van siektes en van die vloek wat oor die aarde gekom het, dan moet jy met jou mond bely tot redding. Jy moet die woord in jou mond sit. Sê maar jy wil van 'n siekte gered word. Dan vat jy 1 Petrus 2 vers 24 en sit hom in jou mond in. En sit hom in jou hart in. Né? Sê nou jy moet gered word van finansiële probleme. Dan vat jy Filippense 4 vers 19. Want my God sal voorsien in al my behoeftes na sy rykdom in heerlikheid
in Christus Jesus. Lukas 6 vers 38, gee en aan jou sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp tot oorlopends toe vol, sal die mense in jou boesem gee. Amen. Jy sit dit in jou mond. Nou goed, vers 17 sê hierso, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof is wanneer jou hart hoor. En net die woord, jou hart moet die woord hoor. Amen. Die woord waaronder jy jouself sit, gaan bepaal of jy in geloof gaan lewe. Jy besluit wat is die dieet van die woord wat jy kry. Dit is nie net Sondag nie. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, sit jy jouself op 'n dieet van die woord. Jy luister dit. As ek my bakkie aanskakel, dan preek iemand vir my. Amen. So ek sorg dat ek woord inkry en nog woord inkry, aan mekaar vars woord. En ek soek nie enige woord nie, ek soek nie intellektuele woord nie, ek soek geesopenbaring. Dis wat ek wil hê. Geeswoord. Tweedens, ek spreek die woord. Ek oefen om te praat met dinge. Onthou wat Jesus gedoen het. Jesus het gesê, as jy vir hierdie berg sê, Markus 11, hef jou op en werp jou in die see, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy sê sal gebeur, sal jy hê net wat jy sê. Dit is 'n beginsel van die koninkryk. So ek moet begin om te praat met die berge in my lewe. Jy mag 'n berg van skuld hê, jy mag 'n berg hê van huweliksprobleme, jy mag 'n berg hê van siekte. Jy kan praat daarmee, praat met die probleem, antwoord die probleem. 'n Koninkryksbeginsel is om met die probleem te praat. Koninkryksmense praat met goeters. Gewone mense praat oor goeters. Daar's 'n klomp mense wat oor Goliat gepraat het, né? Net een ouetjie het met Goliat gepraat. En hy het vir Goliat gesê, hierdie dag gaan ek jou kop van jou lyf afvat. Kolossense 3 vers 16. Kolossense 3 vers 16 sê die volgende: laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms, lofgesange, geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Laat die woord van Christus ryklik in jou woon in alle wysheid. So, jy moet 'n openbaring kry oor die woord en jy moet 'n openbaring kry van die woord. Die eerste openbaring is 'n openbaring oor die woord. En die openbaring oor die woord is my oplossing. In die woord is daar krag, wat enige probleem wat hierdie wêreld en hierdie duiwel na my kant toe kan bring, kan oorkom. Dis my swaard. Dis my hoop. Dis my tool wat ek gebruik om in oorwinning te lewe. Dis my openbaring oor die woord. Is julle met my? Dit help nie, as jy nie openbaring oor die woord het nie, dan gaan jy die krag probeer afpleit van bo af, of terugwens uit die dode uit. Maar die openbaring oor die woord, beteken dan besef jy, ek moet die woord in my mond insit, en in my hart insit, is my oplossing. Naby my is die woord, in my mond en in my hart, is die woord van geloof wat ek preek. Nou my openbaring van die woord, is wanneer ek 'n spesifieke belofte vat. 2 Petrus 1 sê, dat al hierdie beloftes is vir ons gegee, sodat ons in oorwinning kan lewe. Amen. So nou kan ek 'n spesifieke probleem aanvat met 'n spesifieke belofte. Wanneer ek 'n probleem het met in my liggaam, dan gaan ek na 'n belofte oor my liggaam. Wanneer ek 'n probleem het oor finansies, dan gaan ek na 'n belofte oor finansies. Wanneer ek 'n probleem het in verhoudings, dan gaan ek na beloftes oor verhoudings. Amen. Ek gaan soek die belofte. En elke area van jou lewe word gedek deur die woord, die beloftes in die woord. En dan vat ek daai belofte en ek mediteer hom tot ek openbaring van hom kry. Ons titel is die vermoë om te ontvang. So jy wil in jouself in posisie bring om te kan ontvang. Jou posisie, Romeine 5. Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan. Dis 'n posisie van guns. Dis toegang tot 'n posisie. So deur die geloof kry ek toegang tot 'n posisie wat ek gaan staan voor die Here. As ek in die verkeerde posisie gaan staan, gaan ek niks kry nie. Die verkeerde posisie is 'n posisie wat nie guns is nie.
Dis 'n posisie van my werke, my lysie. Ek gaan kerk toe, ek lees die Bybel, ek vloek nie so baie nie. As jy bekom met jou lysie, gaan jy niks kry nie. Die Here is nie beïndruk daarmee nie. Hoe gaan staan ons voor hom? Ons gaan staan weens sy liefde vir ons. Dis al. Nie op grond van my werke, nie op grond van sy liefde. Dis 'n posisie van guns. Ek gaan staan daar in 'n posisie van guns. Dit gee vir my toegang om te kan ontvang. 1 Korintiërs 4 vers 7 sê, want wie trek jou voor en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Amen. Jy het dit ontvang. Wat sê Deuteronomium 8 vers 18? Hou nou daai vers in jou gedagte, hou jou plek daar. Dan kyk jy ook na Deuteronomium 8 vers 18. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerf. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Vers 17 sê, jy moenie in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerf nie. As jy met my, dan roem jy in jouself. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee. Ja, jy het krag, en dis die krag wat dit doen. Maar waar kom die krag vandaan? Kom van hom af. Eer hom daarvoor. Eer hom, dis die posisie waar ek ontvang. Wanneer ek aan mekaar onthou, die krag wat ek het, om enigiets reg te kry, kom van hom af. Ek eer hom. Ek dank hom daarvoor. Nou, terug na Romeine 5 toe. Romeine 5, nou kyk ons na vers 6 tot 10. Romeine 5 vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Kan jy sien dat regverdigmaking en redding is twee verskillende goeders? Die een is in iets in, die ander is uit iets uit. Ek word regverdig gemaak, ek word wedergebore in 'n familie in. Die feit dat ek gebore word, die klem val op watter familie word ek ingebore, is die familie van Jesus, die familie van God. Maar om gered te word, is nie in iets in nie, dis uit iets uit. Waaruit word ons gered? Uit die teenwoordige, bose wêreld. Galasiërs hoofstuk 1, vers 3 en 4. Hy het homself gegee vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige, bose wêreld. Jy hoef nie jou knie te buig vir hierdie wêreld. Jy hoef nie die vloek wat op hierdie wêreld gekom het in jou lewe te hê nie. Yes, hy sal probeer kom. Jy hoef hom nie uit te nooi nie, hy gaan probeer. Maar jy kan dit ontsnap. Jy kan jou geloof in aksie sit en teen siekte te staan kom en teen die vloek te staan kom, dat jy goeie dae kan sien in hierdie lewe. Die wil van God is redding. Kom ons lees klaar hierso. Vers 8 van Romeine 5. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Jy moet eers versoen wees, voor jy gered kan word. Amen. En versoening is wedergeboorte, né? Jy is wedergebore, dan gered. Sy dood het jou wedergeboorte gekoop, maar sy hedendaagse lewe help jou met jou redding. Dis jou interaksie met die lewende Jesus. Hy lewe vandag. Hy is hoëpriester. Ek kan na hom toe gaan met al my probleme en hy red my. Amen. Hy is my Jesus. Hy is lief vir my. So die woord Christus
is die Griekse woord vir die woord Messias. En die woord beteken die gesalfde een. Dis wat die betekenis van die woord is, die gesalfde een. En dit verwys na lasverwyderende, jukvernietigende krag. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. Amen. Dis lasverwyderende, jukvernietigende krag. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. Danksegging en lofprysing bring jy ook in 'n posisie om te ontvang. Wanneer ek dankie sê, dankie, né? Wanneer ek dankbaar is oor my posisie, wanneer ek dankbaar is, hoe meer dankbaar ek is vir elke ding in my lewe, hoe meer kom ek in posisie om te ontvang. Amen. Ek moet rondom my kyk en dank. Paulus het gesê, ek sê dankie vir julle Efesiërs. Ek kan sê, ek sê dankie vir my boeties en sissies hier rondom my. Ek sê dankie Jesus vir my man en my vrou. Dankie vir my kinders en my ouers. Dankie vir my mede-gemeentelede. Dankie. Dat bring jou in posisie om te ontvang. En lofprysing. Kyk vir Paulus en Silas daar in die tronk. Hulle sit daar in daai tronk en dit lyk nie goed nie, né? Maar wat maak hulle? Hulle lofprys. Mense is lief om te preek hoe lank Paulus in die tronk was. Hoe lank was hy in die tronk? Ek skat so 3 ure. Wat gebeur toe met die tronk? Hy bars oop. Ja. Daai tronk was nie dieselfde na Paulus hom was. Daai deure het oopgebars. Daai vensters het oopgebars. En daai tronkbewaarder wou homself doodmaak. Gaan lees maar. En wat sê Paulus? Hy stop jou en hy lei die ou na die Here. En die kerk in Filippi begin in daai man se huis. Toe sê hulle Paulus, okay, jy kan maar gaan. Paulus sê, not te sokkie. Ek soek die stadstraat hier, met hulle goedjies om. Dan kan hulle my, gaan lees, staan in Handelinge. Hy soek die stadstraat daar, met hulle goedjies om, hulle sal hom uitlei. Wie is nou in beheer? Die ou wat? Uit sy gees uit, ten spyte van die omstandighede, lofprysing. Dat kom het. Hy het geestelike krag gehad, hy het geestelike wapens gehad, hy het nie net daar gelei, in 'n leidingsteologie begin kry nie. Nee. Leiding is 'n realiteit, maar leiding is nie daar die wil van die Here nie. Die leiding was op Jesus. Hy het gelei dat ons nie hoef te lei nie. En dit was Paulus se openbaring. Jesaja 55 sê, julle sal uittrek met vreugde en voortgelei word met vrede. Uit wat uit? Uit die vloek uit in die seën in. Uit die vloek uit in die seën in. Met vreugde. So vreugde, wanneer ek hierdie woord in my gees inkry, sit dit in my mond, sit dit in my hart, en hierdie woord tref my, die oomblik toe ek daai openbaring kry, daar my Datsun bakkie, en ek draai so in Duncanstraat in, en hy tref my, ek is die geregtigheid van God, dit was al vreugde by my, vreugde. So, Romeine 8 sê vir ons die volgende, daar in vers 1, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hier praat ons van geestelike wette. Dit is amper soos fisiese wette op die aarde. Watter fisiese wette ken ons? Swaartekrag. Swaartekrag is 'n wet. As ek my Bybel hier ophou, dan trek ek die Bybel op met my krag, met my arm, maar swaartekrag trek hom af. Wie gaan wen? Swaartekrag, een of ander stadium gaan swaartekrag wen, want jy kan nie met jou wil 'n wet wen nie. Nou sê Paulus, dat as jy nou die vorige hoofstuk gelees het, sê hy het probeer met sy wil, en hy kon dit nie reg kry nie. Hy sê, maar toe kom hy agter, hy moet nie met sy wil teen 'n wet beklei nie. Hy moet 'n ander wet in werking stel, die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus. Nou hoe sit jy daai wet in werking? Hy sê vir jou, vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Dis maklik. Wat jy dink in jou kop, bepaal watter wet sit jy in aksie. As jy gaan negatief dink en probleme dink en alles dink wat die duiwel doen, dan gaan jy maklik wees vir die duiwel om te oorwin. Maar as ek my denke vernuwe, Romeine 12 sê, ons moet ons denke vernuwe, sodat ons kan bewys lewer dat die wil van God goed is. So as ek my denke vernuwe, nou begin ek, ten spyte van wat my oë sien, ten spyte van wat my ervaring is, dink ek die woord.
Ek dink wat goed is, reg is, mooi is. Ek dink daai goeders. Ek dank die Here. Ek sorg dat daai dinamika aan die gang bly in my. Dan is ek besig om die gees, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus in werking te stel. En dit maak my vry. Jou gedagtes kan jou vry maak, sê hierdie woorde. Amen. As jy God se gedagtes jou gedagtes maak, sal jy vry word. Amen. Maak God se gedagtes jou gedagtes. Maak God se woorde jou woorde. Dis hoekom hy sê in 2 Korintiërs 10, ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, die gesalfde een, lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Die duiwel vergeet almekaar van dit. Hy vergeet almekaar dat daar lasverwyderende, juk-vernietigende krag is. Dis hoekom hy vir Goliat gebring het. Hy het vergeet dat Dawid was gesalf, waarmee? Lasverwyderende, juk-vernietigende krag. En wat was Goliat? Hy was die las en hy was die juk. Amen. Halleluja. En wat doen Dawid? Almal praat oor Goliat, Dawid praat met Goliat. Hy sê vir hom, hierdie dag gaan ek jou kop van jou lyf af. Halleluja. Hierdie dag, jy kan met die Goliat praat in jou lewe. Jy kan die woord van God in jou mond sit. So Deuteronomium 11, vers 21 wil ek vir ons lees uit die King James. Hy praat met hulle, dan sê hy die volgende woorde, that your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the Lord sware unto your fathers, to give them, as the days of heaven upon the earth. As dae van hemel op die aarde. Halleluja. As jy in die koninkryk, nou Jesus sê vir ons in Johannes 10, kom ons gaan na Johannes 10 toe, Johannes 10, vanaf vers 1, Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, of aan die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Ok? So as jy vanaand by die huis kom, daar's 'n ou halflyf deur die venster, en jy trek hom aan sy boots uit, en hy sê vir jou, nee, dit kom kuier vir jou. Glo jy hom? Nee, want hy het nie die wettige toegang gebruik nie, hy is 'n dief en 'n rower. Nou wat is die wettige toegang tot hierdie aarde? Jy moet gebore word, jy moet 'n liggaam hê. En Jesus is gebore, en hy het 'n liggaam gekry, hy het die wettige toegang. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hoe ken jy iemand se stem? Jy moet tyd spandeer met daai persoon. Hoe meer tyd ek spandeer, hoe meer ken ek iemand se stem. Hoe goed kan jy iemand se stem ken? As jy jou vrou bel, sê sy vir jou, wie praat nou? Jy sal bekommerd raak, né? Jy bel jou vrou, en jy sê hallo. En wat sê sy? Wie is dit wat nou praat? Nee, jy het net een woord gesê, en jou vrou herken jou stem. Hoe kry sy dit reg? Sy is 'n genius. Sy het net baie tyd met jou spandeer. Nee, sy hoor elke dag jou stem, en daarom herken sy van een woord. En dit is so sterk, ek bedoel, 'n vriend van jou kan jou bel, wat jy 10 jaar laas mee gepraat het. En hy sê, hallo, en jy sê, my magties, Kobus, hoe gaan dit met jou? Een woord. Nou goed, as jy tyd in die woord spandeer, gaan jy Jesus se stem leer ken. En jy gaan weet, dis hy wat met jou praat. Amen. En dit kan jou lewe red. Dit kan jou lewe red. Die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle spreek nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So ons word gered van die dief. Amen. Nou, die tweede deur waarvan hy praat, die tweede wettige ingang, is in die koninkryk. En daar's twee dinge waarvan hy praat. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind, en hy sal gered word. So dit is veiligheid en voorsiening. Is in jou veilige plek is in die koninkryk van God. Jou voorsiening is in die koninkryk van God. Al wat het hy vir Nikodemus gesê in dieselfde Johannes? Hy het gesê, tensy 'n mens
wedergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy is die deur tot die koninkryk. So deur Jesus gaan ek in 'n koninkryk in, en die koninkryk is hier in my. Daai koninkryk gee my toegang tot voorsiening en tot beskerming. Ek word gered nadat ek wedergebore is van al hierdie dinge rondom my. As ek die deur gebruik wat Jesus is, dan weet ek die dief is die een wat steel, slag en verwoes, nie die Here nie. Die Here is nie die een wat steel, slag en verwoes nie. Hy is nie 'n dief nie. Hy het gekom dat ek lewe kan hê, dit in oorvloed. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u groot liefde vir elkeen van ons. Dankie vir u kosbare woord. Ek bid dat dit in ons harte bewaar word, dat ons dit sal mediteer, sodat dit openbaring sal wees aan ons gees, sodat ons doeners daarvan kan wees, wat die vrugte daarvan sal pluk in ons lewens. Ons dank u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Halleluja.